Stoets al sy. Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by vanoggend se erediens op hierdie lekker reën weer. Mag dit ook werklik wees tot opbou van ons elkeen se geloof en tot eer van die Here. Net die volgende afkondigings van die kant van die kerkraad af. Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdag. Op 12 April verjaar Adrie Oorroser, ons sê vir haar ook baie geluk. En dan op 14 April sommer 3 van ons lidmate oor Woed, Landman, C van Wyk en Dirk van Wyk. Ons sê vir al hierdie lidmate hartlik geluk met hulle verjaarsdag. En mag dit ook 'n baie geseënde lewensjaar wees wat voorlê. Dan die kollektes onder die diens van barmhartigheid en vir volhouding van die bediening. En die leerkollektes van Gereformeerde Kerk Leishenville. En dan volgende week skink Hilda en Jana tee. En dan die sustervergadering is dan JV donderdag 16 Maart om 1:00 en om 2:30. As ek reg as ek sê, die bestuur is 1:00 en dan die breër susters is 2:30. So as u ietsie vir die susters wil sê, nou is die kans. En dan onder lief en leed kondig ons af dat Ami Posma se tannie oorlede is laasweek Saterdag. Ons dink in besonder aan hom en aan sy familie en aan sy broer ook in hierdie tyd. En ons kondig ook met groot vreugde af dat Gemrie is swanger en ons is baie dankbaar daaroor. Dankie ook vir almal se liefde en ondersteuning in hierdie tyd. Dit is dan al afkondigings van die kant van die kerkraad af. Ons gaan nou vooraf saam sing, die 155 vers 1, 2, 3. En vanoggend se woordverkondiging gaan ons voort met ons reeks uit die 10 gebooie uit. En ons gaan kyk na die 5de gebod, die 5de gebod wat sê, jy moet aan jou vader en jou moeder eer betoon, dat jy lang sal lewe in die land wat die Here jou God jou gegee het. Nou, waaroor hierdie gebod in sy beginsel gaan nie net oor die verhouding tussen ouers en kinders nie, maar ook in alle gesagsverhoudings, waar iemand oor ons aangestel is. Want ons weet, besef, dit is die Here wat hierdie persoon oor ons aangestel is. So omdat ons gehoorsaam is aan die Here, is ons ook gehoorsaam aan hierdie mense, omdat ons die Here eer ons ook hierdie mense. So, ons gaan baie saam sing vanoggend oor die Here wat regeer, oor die Here wat in beheer is. Ons gaan hom ook daarvoor loof en prys, want dit is wat agter dit alles sit.
Hy is die eintlike een wat werklik regeer en alles bestuur en alles bepaal. Daarom erken ons ook dat hy is die een wat die mense wat oor ons aangestel is, aanstel. So let gerus daarna toe op wanneer ons saam sing lied 155 vers 2, 1, 2 en ook vers 3. Hartlik vooraf saam. Saam met die tema van ons wat hulle eer, wat die Here oor ons aangestel het, moet ons ook vir hulle bid en hulle aan die Here opdra. En dis presies wat ons doen hier in die 283. En ons sing daarop vers 1 en vers 2 van die 283 hartlik vooraf saam. Deur saam te verklaar dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou as ons lofpsalm vanoggend saam, Psalm 47 vers 1 en ook vers 4, Psalm waar ons die Here loof en prys want hy is die een wat regeer. Psalm 47 vers 1 en ook vers 4. Amen.
bely vanoggend saam ons geloof, saam met al die kerke reg oor die eeue, reg oor die wêreld en dwars deur die eeue, deur saam dit te doen aan die hand van die geloofsbelijdenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterkant van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan sit, dan luister ons saam na die wet van die Here. Net herinner daaraan, soos ons voor die tyd gesê het, ons prediking vanoggend gaan besonder gaan met die 5de gebod. So wanneer ons nou ook saam met die res van die gebooie, die 5de gebod lees, net weer spesiaal daarna op, dat ons gaan dan fokus juist vandag op die stuk. Exodus 20, vers 1 tot 17, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeeld en trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jy seun of jy dogter of jy man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here dit as gedeelde rusdag geëindig. Na die 50 gebod waarop ons gaan fokus, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Dan gaan ons voort, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is die wet van die Here, broers en susters. Nou, wanneer ons in meer diepte kyk na die wet van die Here, is dit altyd ook goed om onsself daarom te herinner dat die wet in 2 tafels ingedeel word. Die eerste tafel is die eerste 4 gebooie en dit gaan oor hoe ons die Here moet. En dan van die 5de tot die 10de gebod is die tweede tafel en dit gaan oor hoe ons mekaar moet lief hê, mekaar moet dien. Dit is hoe ons Here Jesus Christus self die 10 gebooie saamgevat het. En ons gaan nou juist daardie geleentheid saam lees, Matteus 22 van vers 34 tot 40. As 'n reaksie op 'n wetgeleerde is Jesus. Kom ons lees saam. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met
jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou, ons gaan dieper daarna kyk in die woordverkondiging, maar jy kan nou so lank daarna oplet en daar begin dink. Die 5de gebod is die heel eerste gebod van die tweede tafel. Die eerste 4, dat gaan oor hoe ons die Here moet dien en hoe ons hom moet lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en al ons krag, is daai eerste 4, waar ons al gekyk het in prediking. Maar dan vanoggend begin ons met die heel eerste gebod, het gaan oor hoe ons naaste moet lief hê, soos onsself. Ons opvallend dat die Here heel eerste sê, dat kinders hulle ouers eerbiedig. Ons gaan dan nou as reaksie op die wet van die Here saam sing, Psalm 25, ons sing hiervan vers 2 en vers 4, dit is 'n psalm waar ons vir die Here vra, om ons op die regte pad te lei. Daarom is dit baie gepas om te sing nadat ons die wet gelees het, want om op die regte pad te wees beteken ons volgens die wet van die Here, tot eer van die Here lewe. Psalm 25 vers 2 en ook vers 4 as 'n reaksie op die wet van die Here. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons loof en prys U groot en heilige naam, want U is die een wat regeer. U is die een wat alles bestuur en alles bepaal het, en daarom kom alle lof van U toe. Ons dank U ook, dat ons kan weet dat U die een is wat op alle maniere regeer. Ons sien dit in die natuur, die reën wat geval het, besonder op hierdie jaar. Daarom loof en prys ons U naam daarvoor ook. Maar ons sien dit ook in die feit dat U ook mense aanstel om vir ander te wees. Ons besef dis U wat dit doen, en hoewel dit in 'n gebreke, gevalle en sondige wêreld vir ons so moeilik is, om dit reg daarop te dink en om dit reg te hanteer, besef ons dat dit is U wat dit gedoen het, en ons eer U ook daarvoor. Ons vra dat U ons sal help om hulle op te eer, sodat ons U kan eer.
Ons vra dat U ook nou met ons sal wees deur die Heilige Gees, waar ons uit die woord uit gaan lees, dat ons dit werklik sal verstaan en sal glo en dit sal toepas. Ons bid dat dit ook ons sal troos en sal bemoedig en sal sterk maak. Dat ons werklik tot eer van U kan lewe in alles wat ons doen. Ons bid ook dat U al ons sondes sal vergewe. Daar wil ons nie net die gebod wat ons vandag op fokus nie, maar al die gebooie menigmaal oortree, vra ons dat U werklik ons sondes sal vergewe. Dat ons daaraan sal vashou dat U seun reeds die straf vir ons sonde gedra het. Dat ons daarom U kinders is en dat ons daarom nou juis as U kinders wil lewe. Dat ons daarom volgens die wet wil lewe. Gee ons die krag om dit ook te doen. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Voordat ons saam in die woord van die Here gaan lees, gaan ons eers saam sing Lied 190 vers 1 en vers 3. Lied 190 vers 1 en vers 3, nog 'n lied wat wonderlik gaan oor die Here wat regeer. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Petrus 2. Ons gaan lees vanaf vers 11 tot vers 17. Net voordat ons daaruit lees, ek gaan oplet dat in hierdie verse wat ons nou gaan lees, gee Petrus vir die mense wat hierdie brief lees, dis 'n hele wye reeks gemeentes en persone, die opdrag om gehoorsaam te wees aan elke menslike owerheid wat oor hulle aangestel is. En dit klink amper asof Petrus net hierso raas. Dit kan vir ons vandag voel asof daar met ons geraas word. Maar eintlik is hierdie teksgedeelte ter bemoediging, ter aansporing, ook om ons sterk te maak. Want die omstandighede waarbinne Petrus skryf aan die gelowiges is 'n verskriklike swaar een. Hulle is onder Romeinse bewind en die Romeine onderdruk die Jode verskriklik en ook die Christene, dis nou heel wat later na Jesus se kruisiging en opstanding. So ons weet nie presies hoe swaar dit moes wees vir die gelowiges in Petrus se tyd nie, maar ons kan aanvaar dit was vir hulle baie swaar. Die persone wat gesag oor hulle gehad het, was hulle baie mee ontevrede. En dis nie 'n geheim om te sê dat in een sin is ons ook ontevrede, baie waarskynlik in die meeste gevalle van ons harte, met die mense wat oor ons aangestel is. Nie net gaan die regering nie, dalk ook by ons werke, dalk ook in ons gesinne, met ouers wat
wat nie tot eer van die Here optree nie. Daar's baie moontlikhede onder ons vanoggend van mense wat oor ons aangestel is, so ons is ontevrede daarmee. Maar in hierdie teksgedeelte bemoedig Petrus eintlik die gelowiges en sê vir hulle hoe hulle teenoor hierdie mense moet optree. En bemoedig hulle ook en sê vir hulle, onthou, dit is deel van julle geloofsgetuienis. So voordat ons dan verder daarop praat, ons lees dan net eers die woord van die Here uit, in 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigd is. Wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Dit is ons teksgedeelte vanoggend, maar ons gaan spesifiek fokus op vers 13 tot 14. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigd is. Want die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Daartoe, dit is ons fokusvers. Soos ons ook heel in die begin genoem het, ons kyk na die 5de gebod, maar ons doen dit aan die hand van die Heidelbergse Katekismus. Ons het eintlik 'n mooi reeks begin, waar ons kyk na wat die Heidelbergse Katekismus oor elkeen van die gebooie sê, en ons gaan vanoggend met hom aan. Ons het na die eerste 4 gebooie aangekyk, ons kyk nou vanoggend na die 5de gebod, uit Heidelbergse Katekismus Sondag 39, vraag en antwoord 104. Wat eis God in die 5de gebod? Antwoord, ek moet my vader en moeder en almal wat oor my aangestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek hulle met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Dit is wat ons bely in die woord van die Here. Nou broers en susters, ons lewe in 'n wêreld en in 'n samelewing wat al hoe minder en minder ag gee op gesag. Ons lewe in 'n samelewing wat elke vorm van gesag altyd as onderdrukking beskou en as sleg beskou en dit om elke hoek en draai wil ondermyn. Dit is tog ook deel van ons sondige natuur, dat ons rebellies wil wees en nie wil gehoorsaam wees teenoor die wat die Here oor ons aangestel het nie. Maar tog moet ons besef dat dit is die Here wat hierdie persoon oor ons aangestel het. Die Here is die een wat werklik regeer. Hy is die een wat alles bestuur en bepaal, en hy is ook die een wat die mense wat oor ons aangestel is, oor ons aangestel het. En deur hulle te eer ons eintlik die Here. Al is die omstandighede waarbinne ons dit doen moeilik, of die mense wat oor ons aangestel is nou gelowig is of ongelowig is, of hulle nou ons werklik onderdruk of nie. Ons ingesteldheid, ons gesindheid, die manier hoe ons hulle eer, verkondig iets van ons geloof, en verkondig dat ons die Here eer. Dis wat ons ook nou in 1 Petrus gelees het. Dis waaroor die 5de gebod in sy diepste handel, oor hierdie
verhoudings, oor die gesagsverhoudings wat die mense geskep het. En daarom het ons juist ons fokusvers gelees, waar daar staan, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Nou, as ons sou verder lees in die gedeelte wat ons gelees het in 1 Petrus, dan sou ons sien dat Petrus nie net hierso praat oor ons verhouding met die owerheid nie. Hy gaan dan verder en van vers 18 tot en met vers 25 praat hy oor die verhouding tussen meesters en hulle slawe. Die slawe moet ook gehoorsaam wees aan hulle meesters. En dan kom die bemoediging aan slawe wat onregverdig gestraf word, maar die beginsel is waar vir ons elkeen in enige sfeer van die lewe. As jy onregverdig gestraf word, moet jy dit ag as 'n eer. Ons moet onthou dat ons Here Jesus Christus ook onregverdig gestraf is. Hy het onregverdig die straf vir ons sonde gedra. En as ons dit met vriendelikheid en blymoedigheid en met krag en moed dra en blydskap dra, dan vertoon ons iets hiervan. Dan vertoon ons die liefde van Christus wat in ons woon. Petrus gaan dan verder in hoofstuk 3 van vers 1 tot vers 7 om ook die verhouding tussen mans en vrouens te verduidelik. Waar 'n man onderdanig, 'n vrou onderdanig moet wees aan haar eie man. En wat dit alles beteken en behels. En dan, ons kan ook oplet dat op ander plekke in die Bybel skryf die apostel Paulus ook hieroor. In die brief van die gemeente in Efese en ook aan die brief van die gemeente in Kolosse. Toe ons reeks deur Kolossense gedoen het vroeër, het ons ook 'n bietjie hierby stilgestaan. Paulus noem ook hierdie verhoudings, die owerheid, slawe en hulle eienaars of hulle meesters, mans en vrouens, maar wat dan besonder is dat Paulus noem ook ouers en kinders. In Efesiërs 6 vers 1 tot 3 haal hy juist die 5de gebod aan. Hy sê spesifiek in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. Ons gaan nou stil staan by hierdie belofte wat gemaak word in hierdie gebod, maar ons moet net 'n oomblik neem en besef dat hier word in die Bybel spesifiek gepraat van owerhede, van eienaars en slawe, van mans en vrouens, van ouers en kinders, maar die beginsel agter hierdie is geldig vir enige gesagsverhouding. Dis die Here wat ons in hierdie verhoudings plaas, so of dit nou werkgewer, werknemer, onderwyser, ouer, en ook op ander plekke in die Bybel word die beginsel aan ag geneem wanneer daar gepraat word oor hoe die kerk regeer word. Die Here wat herders en opsieners aanstel om oor die kerk te regeer. Op al hierdie plekke moet ons hierdie verhoudings reg benader, reg bestuur, reg optree daarin, omdat ons die Here eer. Nou kan ons bietjie stil staan by die belofte wat saamkom met hierdie gebod. Dis die eerste gebod wat 'n belofte by het. Jy moet gehoorsaam wees hieraan, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op hierdie aarde. Nou dit is eintlik opvallend. Wat beteken dit? Toe ek klein was, het ek altyd gedink, dit beteken dat as ek gehoorsaam gaan wees aan my ouers, dan gaan ek oud word. Dis hoe dit lees. Maar die betekenis is eintlik bietjie dieper. Dit is 'n wysheid wat oorgedra word. Die Here gee vir jou ouers om jou te leer hoe om te lewe. En as die Here ons so genadig is, gee hy vir ons gelowige ouers om ons te leer hoe om tot eer van die Here te lewe. En as ons by hulle wat oor ons aangestel is, hulle wat meer ervaring het as ons, hulle wat 'n langer pad met die Here stap as wat ons stap, as ons by hulle leer, dan leer ons hoe om 'n goeie lewe te lei. Dan leer ons hoe om die Here te dien.
En dit is as hierdie tipe verhoudings nie plaasvind nie, dan gaan 'n samelewing gewoon uit mekaar uitval. As ons die wysheid vergeet van hulle wat voor ons gekom het, gaan die samelewing nie voort kan bestaan nie. So ons moet gehoorsaam wees teenoor die wat die Here oor ons aangestel het. Gehoorsaam wees teenoor ons ouers en by hulle leer hoe om tot ere van die Here te lewe. In die Joodse kultuur het hulle gedink 'n lang lewe beteken amper outomaties 'n goeie lewe. As jou lewe goed was en maklik was en die swaar kry van die lewe nie swaar op jou skouers was nie, dan het jy langer gelewe. Maar as die lewe vir jou swaar was en jy swaar moes dra en al die dinge, dan kan ons sê het jou petroltank vroeër opgeraak en dan het jy vroeër dood gegaan. Dis hoe hulle gedink het aan 'n lang lewe, aan 'n maklike lewe, aan 'n goeie lewe. En in 'n sin is hulle reg. Vandag het ons medisyne en sulke goed wat mense langer aan die lewe hou, maar dit bly in 'n sin die waarheid. As ons 'n goeie lewe wil hê, en 'n goeie lewe beteken nie noodwendig dat dit aards fisies altyd maklik gaan en dat daar nooit siekte is nie, maar as ons 'n goeie lewe wil hê, met ander woorde, een is wat is tot eer van die Here, dan moet ons leer by ons ouers die Here vir ons gegee. Nou, 'n ander sy van hierdie saak is nie net die gehoorsaamheid wat ons moet toon in hierdie verhoudings nie, maar dit is ook 'n oproep tot die wat oor iemand aangestel is, dat hulle so moet leiding neem, dat dit is tot eer van die Here. Paulus gaan dan verder in hierdie gedeelte in Efesiërs 6, en nadat hy die kinders aangespreek het, spreek hy die ouers aan. Hy sê spesifiek vaders. Hy sê, en vaders moenie hulle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Ons gaan net 'n bietjie later stil staan by tug, maar ons moet net eers vir 'n oomblik besef dat saam met hierdie opdrag om gehoorsaam te wees aan die wat oor ons aangestel is, kom daar ook eintlik die opdrag aan die wat oor ander aangestel is, dat hulle so moet lei, dat dit tot eer is van God. Vaders, julle moet julle kinders groot maak tot eer van die Here. Ons kan die beginsel toepas op werkgewers. Julle moet julle werknemers so behandel dat dit is tot eer van die Here. Onderwysers, julle moet julle studente, julle kinders so behandel dat dit is tot eer van die Here. Ouers, julle moet julle kinders so hanteer dat dit is tot eer van die Here. En ons moet bid dat die regering wat oor ons aangestel is, dit ook op hierdie manier sal doen. As hulle gelowiges is, het hulle hierdie verantwoordelikheid, dat hulle die land so sal regeer, dat dit is tot eer van die Here. Dit strek ook tot ouderlinge toe deur, kerkraadslede. Ons weet, ons moet die kerk tot eer van die Here regeer, maar ons doen dit in gehoorsaamheid aan die 5de gebod. Dit is die opdrag wat ons het. En dan nou, is interessant dat Paulus hierso in Efesiërs 6, wanneer hy daarvan praat hy van tug. Ons lewe ook in 'n samelewing waar tug amper op neergekyk word, as liefdeloos beskou word. Maar tug is iets wat altyd in liefde gebeur. Om iemand te tug of te vermaan beteken om hulle weer op die regte pad te kry. As jy werklik vir iemand lief is, as jy werklik vir hulle lief is, wil jy hê hulle moet op die regte pad wees. Die pad wat lei tot eer aan die Here, die pad wat lei tot die ewige lewe. So, om werklik vir iemand lief te wees, beteken dat jy hulle ook moet tug. As gelowiges het ons die verantwoordelikheid om op die gesag van die woord mekaar te tug. Maar ons moet besonder vandag besef dat hulle wat oor iemand aangestel is, het die verantwoordelikheid om die wat onder hulle is, op die regte pad te hou, dinge reg te doen, om tot eer van die Here te lewe. En die sterkste daarvan moet gebeur in die gesin. Ouers teenoor kinders. Dit is wat 'n samelewing aan mekaar hou. En daarom is dit die een wat aangespreek word, baie spesifiek in die 5de gebod. Kinders, julle moet julle ouers
eerbiedig. Nou, wat baie interessant is van die 5de gebod, waarby ons ook vir 'n oomblik stil staan, is dat die 5de gebod is die heel eerste gebod oor hoe ons teenoor ons naaste moet optree, hoe ons naaste moet lief hê. Die eerste 4 gebooie gaan oor hoe ons die Here moet lief hê, en dan die heel eerste gebod wat die Here gee oor hoe ons naaste moet lief hê, is dat ons moet ag gee en eer gee aan die wat oor ons aangestel is. Dis want die Here weet, dat hy die samelewing geskep en alles daarin is geskep, dat as hierdie nie gebeur nie, dan val alles later uit mekaar uit. Dan gaan die volgende 4 gebooie vir hoe ons naaste moet lief hê, eventueel ook heeltemal uit mekaar uitval. Ons moet leer hoe om ons naaste lief te hê, by die wat dit voor ons moes doen. Die 5de gebod is ook 'n brug tussen die 2 tafels van die 10 gebooie. Want ons moet die wat oor ons aangestel is eer, omdat ons die Here eer. Ons kan sê ons eer die Here deur die wat oor ons aangestel is te eer. So op hierdie manier bou hy ook die brug tussen die 2 tafels. Die eerste tafel wat ons leer om die Here te eer. En dan die tweede tafel wat begin met deur te sê, eer die Here, deur die wat oor jou aangestel is, ook te eer. Dan 'n vraag wat amper altyd bestaan wanneer 'n mens nadink oor die 5de gebod is, maar wat as hierdie mense wat oor my aangestel is, vir my beveel of sê om iets te doen wat teen die wil van die Here is? As mense sulke kwessasie gee vir kinders en jy kom by die 5de gebod, dan amper die eerste ding wat een van die kinders altyd sal vra is, maar wat as my pappa of my mamma vir my ietsie sê om te doen wat sonde is? Nou, ons moet eintlik almal met onsself eerlik wees. Ons dink en voel ook baie so. En 'n deel van dit is eintlik 'n bietjie van ons eie rebelliese aard wat uitkom. Maar dit is 'n goeie vraag. En die antwoord is eenvoudig dat ons moet altyd eerste gehoorsaam wees aan die Here. Die Here is die een wat werklik regeer. Ons moet altyd eers aan hom gehoorsaam wees en dan eers aan die wat hy oor ons aangestel het. So as enige iemand wat oor ons aangestel is, iets van ons verwag wat teen die wil van die Here is, moet ons eerste na die Here luister. Nou, broers en susters, kom ons eintlik by 'n kerndeel van hierdie hele gebod uit. En dit is, hoekom het die Here dinge so geskep dat dit so moet wees? Hoekom plaas hy ons in die eerste plek in hierdie tipe verhoudings waar daar gesag is? En die antwoord is natuurlik wat hy wou. Dis in sy wil. Maar 'n deel van die antwoord kan moontlik wees omdat dit deel is van sy wese, wie hy is as God drie-enig. Ons besef dit nie altyd nie, maar God lewe al van ewigheid af in 'n gesagsverhouding as 3 persone, en hy lewe in ewigheid en ook in hierdie selfde verhouding. God is een wese, maar hy is 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En die Seun is volkome gehoorsaam aan die Vader, en die Heilige Gees is volkome gehoorsaam aan die Seun en die Vader. Daarom is gehoorsaamheid baie duidelik wanneer dit reg geskied, nie sleg nie. Daarom is iemand wat gesag het oor iemand anders nie onderdrukking noodwendig nie. Daar is niks sleg of onderdrukkend in die verhouding wat die 3 persone van God met mekaar het nie. Inteendeel, dit is goed en dit is mooi. En as gevolg van die samelewing waarin ons lewe, het ons altyd, en as gevolg van die sondes van die wat oor ander aangestel is, het ons altyd 'n weerstand in 'n tipe van 'n gesagsverhouding. Maar ons moet die mooi en die goedheid daarin raak sien. Die feit dat die Seun gehoorsaam is aan die Vader en dat die Heilige Gees gehoorsaam is aan die Seun en die Vader, beteken nie dat die Seun minder God is nie. Beteken nie dat die Heilige Gees minder God is nie.
Beteken nie dat die Seun minderwaardig is as die Vader. Beteken nie dat die Heilige Gees minderwaardig is as die Seun en die Vader. Hulle al drie is God en is ewig God. En moet as God geëer word, maar tog lewe hulle in hierdie verhouding. En daarom moet ons die mooi van hierdie ook raak sien, die orde daar raak sien. En die grootste ding wat ons moet besef is, dit is juis as gevolg van die gehoorsaamheid van die Seun en van die Heilige Gees, dat ons gered is. Toe die Seun vir ons sondes gesterf het aan die kruis, het hy dit gedoen in volkome gehoorsaamheid teenoor die Vader. En nie onder dwang nie, maar omdat hy wou. Hy het in gehoorsaamheid aan die Vader vir ons sondes gesterf. Wanneer die Heilige Gees in ons harte werk en ons harte verander, doen hy dit ook in gehoorsaamheid teenoor die Seun en teenoor die Vader. Dat ons gered mag word, dat ons mag glo in die evangelie, dat ons sy kinders mag wees. En dit is juist omdat ons God se kinders is, omdat hy vir ons krag gee, omdat die Heilige Gees in ons werk, omdat ons die mooi van hierdie gesagsverhoudings kan raak sien, dat ons in hierdie lewe, met al sy sonde, met al sy gebrokenheid, gehoorsaam kan wees aan die wat oor ons aangestel is. Dat ons hulle kan eer, omdat ons vir God eer, en omdat dit deel is van ons getuienis, net soos 1 Petrus sê. Mag die mense raak sien, dat julle God dien, omdat julle met hierdie dienende gesindheid hulle eer wat oor julle aangestel is. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U is die een wat regeer. U is die een wat almagtig is. U is die een wat alles geskep het en alles bepaal. En U is ook die een wat ons geplaas het in die verhoudings waarin ons is. Ons elkeen is in verskillende verhoudings. Ons almal is kinders, party van ons is ouers, party van ons is werknemers, party van ons is werkgewers, party van ons is onderwysers. Ons is mans en vrouens in 'n huwelik. Op al hierdie sfere en al hierdie plekke het U ons in hierdie verhoudings geplaas. Ons is ook kerkraadslede wat hier sit. U het ons daartoe aangestel. En ons vra dat ons werklik binne al hierdie verhoudings U sal eer. Deur hulle te eer wat U oor ons aangestel het. Mag ons altyd eerste gehoorsaam wees aan U. Mag ons as vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld anders wees as die res van die wêreld. Waar daar 'n ingeboude rebelliesheid is, 'n ingeboude magsmisbruik is, waar daar deel is van ons sondige natuur, dat ons al hierdie verhoudings van misbruik en ondermyn en sleg maak. Mag ons dit goed doen, tot eer van die naam doen. En mag dit deel wees van ons getuienis teenoor die wêreld. Dat ons altyd met moed, en altyd met liefde, en altyd met vriendelikheid in hierdie verhoudings lewe op die regte manier. Ons sien dit ook raak in wie U is, in U 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons dank U dat U die Vader vir die Seun gesê het, om vir ons sondes te kom sterf, en hom opgewek het uit die dood. Ons dank U Seun, dat U gehoorsaam is aan die Vader. Ons dank U Heilige Gees, dat U in gehoorsaamheid in ons harte werk, die woord vir ons oopmaak, en ons geloof skenk, dat ons U kinders mag wees. Wat wonder is dit nie, om deel te wees van U gesin, van U familie, van U liggaam, van U gemeente nie. En dit alles uit die groot genade net. Ons loof en prys U naam daarvoor. Ons bid ook nou in besonder vir die wat U oor ons aangestel. Ons bid vir ons regering, ons bid vir regeringsreg oor die wêreld. Waar die wêreld ook op 'n moeilike, vredelose plek is, waar daar oorlog is.
mag U in die harte van al hierdie regerings en owerhede werk, dat hulle sal ophou mag en krag en rykdom en allerlei ander dinge najaag, maar altyd eerste U wil sal soek. Vader, ons bid ook in besonder vir mekaar. Ons bid vir Ami en Salome en sy hele familie, met die afsterwe van sy tannie. Mag hulle ook hier 'n troos vind in U redding, in U nabyheid en krag vind deur die Heilige Gees. Ons dankie ook vir die groot wonder wat U gedoen het deur vir my en vir Henry 'n kind te gee. Mag U ook met die swangerskap wees dat ons Henry die baba gesond sal wees en wees ook met alle ouers, alle kinders, dat hulle in hierdie verhouding U sal eer. Ons bid alles in Jesus naam alleen. Amen. Daar is 'n geleentheid vir liefdegawes. Die liefdegawes. Sing nou saam as reaksie op die woord van die Here, Psalm 72 vers 1 en 2, waar u kan bly staan vir die uitstuurseën van die Here. Psalm 72 vers 1 en 2, waar u kan bly staan. Oh
Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.